Goeiemôre vriende, dit is vandag Sondag die 25ste Januarie 2026. Ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad en ek hoop ook dat die week wat voor julle uitgestrek is, dat dit ook vir julle 'n great week sal wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, dankie dat U ons Vader is. Maar dat U inderdaad die skepper van die hemel en die aarde is, en Here, net daar raak dit te groot vir ons begrip. Here, ons kan ons nouliks die aarde voorstel, en die aarde is 'n spikkeltjie in die melkwegstelsel. Jy kan hom eintlik nie sien nie. Ek bedoel, ons sal nie eens weet hy is daar, as iemand nie vir ons wys, maar daar is hy nie. Is ook nie sommer een van die kleinste spikkeltjies wat daar is. Here, en daarom kom bely ons met ons menslike verstande, Here, gaan ons nou nooit vir U omvorm nie, en vir U 'n begrip kry, enigsins, Here, om te weet hoe groot U is, en wie ons aanbid nie. Here, ek dink as ons sou weet, sou ons elke dag amper met 'n angs wakker raak. Maar dankie dat ons weet dat U vir ons oneindig lief is. Here God, en dat U self bietjie meer kenbaar kom maak het deur Jesus Christus wat kom sterf het aan die kruis. U self wat 'n mens geword het om in ons plek te kom sterf. Here, sodat ons ietwat van 'n bietjie van 'n begrip en 'n verstaan kan kry oor wie is U, en dat ons in Christus gesien het, Here, wie U is in sy omgee, in sy liefde, in sy nederigheid, in sy ander die ander wang draai, en Here, al die wonderlike, dankie dat U iets kom wys het daarvan van U, wie U is. Here, dankie dat ons U as 'n drie-enige God kan aanbid, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dankie dat ons Jesus kan aanbid as ons verlosser en saligmaker, alweg na die Vader. U is die weg, die waarheid en die lewe, kom sê Jesus. Daar's geen ander weg na die Vader, behalwe deur my nie. En Here, ek kom vra vir U Vader God, dat U vir ons sal help om met die leiding van die Heilige Gees, U woord te gaan uitdra by mense deur ons voorbeelde en deur ons woorde. Help U vir ons daarmee. Dankie vir vandag, die eerste dag van die week. Ons vier as kinders van U as Christene, die opstandingsdag as die eerste dag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, vandag begin ek 'n reeks. Nou, ek moet begin met 'n belydenis. Julle weet, ek sou 33 jaar in die gemeente gaan in vir 34 jaar. En in die 34 jaar, vriende, ek dink nie ek het ooit oor geld gepraat nie. En dit kom daar uit dat ek groot geraak het, vriende, en van die dominees het, dan praat hulle oor die tiendes. Vriende, dan raak ek so kwaad terwyl ek as dit, en ek onthou ek was 'n kind gewees, nee, 'n kind. En vriende, toe ek nou eendag predikant raak het, dat is een groot besluit wat ek geneem het. Ek gaan nooit praat oor geld nie. Dit is 'n saak tussen jou en die Here, en jy moet dit uitsorteer. En ek moet dit kom bely. Ek het eintlik 'n geslag van ons jong mense groot gemaak, vriende, in ons gemeente, wat ek nooit daaroor gepraat het nie. En tog, soos ons nou 'n bietjie met mekaar gaan praat, is dit een van die beginsels in die Bybel, né? Soos julle ook al sal sien. So, ek gaan 'n bietjie met julle praat oor dit, vriende, oor 'n dankoffer, oor tiendes, maar ek gaan niemand shame en blame nie, want dit is 'n verwoestende effek op iemand soos wat dit op my gehad het, en gemaak het ek nie my verantwoordelikheid oordentlik nakom nie. So ek gaan met julle gesels, vriende. Ek wil hê dat as 'n ou klaar met hierdie gesprek, moet jy nie kwaad wees nie. Jy moet 'n bietjie gaan dink. Ek moet 'n bietjie gaan dink. Ek het nou baie gedink uit die aard van die saak. Julle dink ek moet nou lank gesit met hierdie goeters, né? So, kom ons in daardie gees, vriende, ook van my kant af as 'n vriend van julle. Ons gaan 'n paar beginsels op die tafel sit hierdie volgende 3 weke. Ons gaan 'n bietjie saam gesels daaroor. Is nie 'n shame en 'n blame nie, dis regtig net kom ons dink 'n bietjie saam. Wat kom sê die woord vir ons oor die goed? So my tema is, vriende, meer as tiendes. Hy vra jou vertroue. Meer as tiendes, hy vra jou vertroue. En ons tema vir vandag is, liewe vriende, waar ek die vraag vra, is tiendes 'n wet wat my bind of wysheid wat my bevry? Is tiendes 'n wet wat my bind of wysheid wat my bevry? Nou vriende, ek het al agtergekom, daar is 2 woorde wat julle vertrek sommer onmiddellik ongemaklik maak. En die 2 woorde, vriende, die is seks en die ander een is geld. En interessant genoeg, die oomblik wanneer jy begin praat, liewe vriende, oor een van hierdie 2 woorde in die kerk, dan kyk mense skielik af en vroet hulle nog aan die Bybel is laas, of deesdae aan hulle selfoon, en hulle dink onmiddellik by hulle self, ek hoop hierdie boodskap is vir iemand anders.
Is amper soos wanneer jy by 'n dokter sit, vriende, en hy sê, kom ons praat 'n bietjie oor jou leefstyl. Hy sal nie vir jou sê jy moet op die skaal gaan klim nie. Hy sê kom ons praat 'n bietjie oor jou leefstyl en jy weet dis nodig, maar jy hoop hy praat nie met jou. Nou vriende, hier is die ironie. Die meeste van ons het nie 'n probleem om te bid en vir die Here te vra, Here, ek vertrou U met my lewe nie. Dit is so. Dit is so ek en jy bid. Ons kom sê ons het selfs 'n liedjie wat dit sê, Vader, in U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. Ons kom sê, Here, ek kom vertrou U met my lewe. Here, ek kom vertrou U met my kinders se lewe. Here, ek kom vertrou U met my kleinkinders se lewe. Here, ek kom vertrou U met my werk. Here, ek kom vertrou U, Here. Maar die oomblik as God vir ons kom sê, kom ons kyk 'n bietjie na jou banksaak vir jou bankstaat, vriende, dan raak dit natuurlik onmiddellik vir ons persoonlik. Jy sal ook baie keer mense, wat 'n persoonlike saak. En ek dink dit is hoekom ons bietjie hierdie reeks begin. Nie omdat God geld nodig het nie, vriende, asseblief. God het die heelal geskep. Dit is nou die laaste ding, né? Maar omdat geld, liewe vriende, ongelooflik goed is om te wys wat in ons harte omgaan. Dat weet ek en jy. Hoekom praat die Bybel so baie oor geld? Dis tog 'n vraag. Nou vriende, net om vir julle te sê, die Bybel praat 2300 keer oor geld, oor besittings, oor rykdom, oor armoede, oor skuld, oor lenings, oor vrygewigheid. Meer as wat dit praat oor geloof, vriende. Meer as wat dit praat oor gebed. En wanneer ons na Jesus kyk, raak dit nog skerper omtrent elke een uit 3 gelykenisse raak geld of besittings aan. Hy praat meer oor geld, liewe vriende, as oor die hemel en die hel saam. Waarom? Waarom? Nie omdat God geld nodig het nie. Maar omdat geld ons vertroue toets. Omdat geld ons vrees ontbloot. Omdat dit vir ons wys, liewe vriende, wat ons afgode is in hierdie wêreld. Martin Luther het dit raak gesê, hy sê, there are 3 conversions necessary. The heart, the mind and the purse. En dis hoekom gee nooit 'n rand en sent kwessie is nie. Dis nooit 'n rand en sent kwessie nie. Dis 'n hartskwessie. En oor die volgende 3 weke, vriende, gaan ons 'n bietjie vir mekaar vra, hoeveel moet ek gee? Hoeveel moet ek gee? Oor die volgende 3 weke gaan ons nie vra. Ekskuus tog, kom ek dit net herformuleer, want dit is nogal crucial. Oor die volgende 3 weke gaan ons nie vra, hoeveel moet ek gee nie. Dit is nie die vraag wat ons gaan vra nie. Die vraag wat ons gaan vra is, wat doen my manier van gee aan my hart? Wat doen my manier van gee aan my hart? En Jesus het geweet, liewe vriende, dat geld is nie net 'n finansiële kwessie nie. Dis 'n vertrouenskwessie. Dis 'n vertrouenskwessie. En dis hoekom Jesus so gereeld oor geld kom praat het, liewe vriende. Nie omdat hy geld wou hê nie, maar omdat hy ons harte wou hê. En vandag begin ons by hierdie eerste vraag, is tiendes 'n wet wat my bind, of is dit wysheid wat my bevry? En ons gaan 'n bietjie kyk na Genesis 14, ons gaan 'n bietjie kyk na Hebreërs 7, en ek gaan dit nie vir julle lees nie, want dit is lang stukke, langerige stukke, so ek gaan daar uithaal, en dan gaan ons sommer so 'n bietjie saam oor chat. Nou wanneer ons na Genesis 14 en Hebreërs 7 kyk, vriende, moet ons dit eintlik stadig lees, né? Want dit gaan in albei gedeeltes gaan oor Abraham. Abraham is nie hierso in 'n erediens nie. Abraham is nie hier by 'n geestelike hoogtepunt nie. Abraham kom nie hier van 'n geestelike kamp of 'n naweekkamp waar ons almal lekker gesing het en dis almal lekker en hy's nou op 'n hoogtepunt en daarom gaan hy 'n emosionele belofte kom maak nie. Nee, liewe vriende, hy's in 'n oorlogssituasie. Om die waarheid te sê, hy het vir Lot loop haal, want Lot is in Sodom en Gomorra gebly. 4 konings het hulle aangeval en Lot, sy familie en almal en al die besittings weggevoer, en toe dit by Abraham uitkom, het hy sy manskappe bymekaar gekry en hulle het gaan beklei deur daai mense en hulle oorwin. So Abraham is nie in 'n comfort zone wanneer hy hierdie goedjie sê of wanneer hy kom praat hierso nie. Hy's in 'n oorlogssituasie. En toe amper ongemerk, vriende, as jy nou hierdie gedeelte kyk, stap koning Melchisedek, wat ook die priester van die God die Allerhoogste was, die storie binne, sy lewe binne. Wie was Melchisedek? Melchisedek was die koning van Salem, waarskynlik van die vroeëre Jerusalem, né? Hy was ook priester van die almagtige God. Nou in Israel, liewe vriende, was priesters en konings altyd apart geweest. Maar Melchisedek is albei. Hy's koning en hy's priester. Melchisedek beteken koning van geregtigheid. Koning van Salem beteken koning van vrede. En geregtigheid en vrede was die eienskappe van wie? Van Jesus geweest. Melchisedek wys eintlik vooruit na Jesus.
En dan sê die teks interessant, hy het brood en wyn gebring. Dis die taal van rus en 'n bietjie saam kuier en aanbidding, liewe vriende. Tydens hierdie saam kuier, wat gebeur terwyl hy so saam met Abraham kuier? Hy's Abraham se meerderheid, die aard van die saak by verre, en terwyl hy saam met Abraham kuier, dan seën hy hom. Dan seën hy hom gou-gou. Kom ons lees Genesis 14 vers 18. Koning Melchisedek sê, mag Abraham geseën word deur God die Almagtige, skepper van die hemel en aarde, geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Nou moet julle onthou daai tyd, vriende, daar was nie 'n wet nie. Daar was nie 'n wet dat Abraham 'n tiende moes gee nie. Dit was 400 jaar voor Moses. Dit was voor die Levitiese priesterskap waar hulle tiendes by die volk moes bepaal het. Dit was voor die tempelwette. Daar was geen bevel dat hy dit moes doen nie. Daar was geen reglement, liewe vriende, dat hy dit moes doen nie. Dit was blote reaksie op 'n ontmoeting en op die seën wat hy ontvang het. En ewe skielik besef Abraham iets baie diep. God is nie net sy helper nie. Abraham het besef, God is sy bron, God is die een wat hom omseën, God is die een wat sy vyande in sy mag oorgegee het. God was die oorsaak dat hy gewen het. Dit besef Abraham toe, Melchisedek dit vir hom kom sê en hom seën. En Abraham se tiende wat hy gee op hierdie stadium, was nie 'n betaling nie, dit was 'n verklaring, liewe vriende, dit was 'n verklaring gewees, God is my bron, my oorwinning en my koning, dit is wat Abraham kom sê, dit is nie kom net skuldgevoel uit nie, dit kom uit niks van daai goedes uit nie. Hy doen dit nie omdat iemand hom dit beveel het, liewe vriende. Hy nie omdat dit 'n wet was nie, nie omdat hy iets wou kry nie, dis nie hoekom hy dit doen nie. Abraham kom sê as ware, wat ek het kom die Here toe, ek erken hom eerste. As dit nie vir hom gewees het nie, het ek niks gehad nie. Dis eintlik Abraham se verklaring. En dit kom wys vir ons eintlik in 'n sekere sin, tiendes is nie net 'n Ou Testamentiese beginsel nie. Dit was nie 'n finansiële besluit nie. Dit was inderdaad 'n hartsbeginsel. 'n erkenning van God se omgee en sy sorg. Dis wat Abraham eintlik hier kom doen. Dit is 'n erkenning van God se omgee en sy sorg. En 'n belangrike beginsel wat ons nie miskyk nie, anders as ons smackbang binne in voorspoedsteologie, is dat Abraham gee nie om geseën te word nie. Nee. Hy gee nadat hy reeds geseën is. Ons gee omdat ons reeds geseën is. Dit is nie toegangsgeld tot God nie, liewe vriende. Dis 'n antwoord van dankbaarheid. Andy Stanley stel dit so mooi, hy sê, the tithe predates the law. It begins as a declaration of trust. Wanneer ons gee, liewe vriende, sê ons die kerk kort geld. Ons sê, God is die koning oor my hulpbronne. Dit is wat ons sê. Is dit baie interessant in hierdie verhaal, liewe vriende, as jy hom nou gaan lees. En in een oomblik is Abraham ons nou eintlik half op die geestelike hoogtepunt. God het hom gehelp. Hy gee die geld weg vir God se koning en sy priester. En op die volgende oomblik, liewe vriende, kom maar 'n versoeking oor sy pad. Abraham het nou vir Lot en hierdie koning van Sodom en Gomorra het hy mos nou gered, al die mense en die besittings is saam met hom weg. En die koning kom daar na Abraham toe en hy kom sê vir hom, hoorie sou maat, jy hoef glad nie vir my, jy kan al die besittings kry, ek wil net die mense hê. Vat jy die besittings vir jou? Kom sê hy vir Abraham. Ek wil hierdie deal met Abraham maak, want Abraham kom ons nou alles gevat het. En dan is dit interessant, Abraham doen eintlik een van die mees volwasse geloofsuitsprake in die Ou Testament, wanneer hy vir hom sê, ek sal niks neem nie, sodat jy nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie, sê hy vir die koning. En Abraham verstaan iets baie belangriks. Abraham verstaan, as God die bron is, hoef ek nie my sekuriteit by mense te soek nie. God help ons, gee help ons vriende om oor grense te trek, om grense te trek tussen God as bron en mense as hulpmiddels, nee. So baie mense gee iets, die vriende om iets terug te verwag, nee, God kom gee net. God kom gee net. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel wat die beginsel onderstreep, en dit is 'n verhaal wat julle goed ken, ek dink ek het dit so jare wat terug gelede ook genoem, maar ek dink dit sluit so skitterend aan by hierdie gedeelte, en dis die verhaal van William Colgate, nee. William Colgate, weet ons, was nie altyd 'n suksesvolle sakeman nie. Hy was jonk, vriende, en hy die vroeë 1800s uit Engeland na Amerika toe verhuis, maar hy het baie min gehad.
hy was arm, hy was onseker gewees oor sy toekoms, alles behalwe gefestig gewees. Die enigste ding wat hy wel gehad het, hy het 'n eenvoudige maar 'n vaste geloof gehad. En op die skip na Amerika toe het hy met 'n mede-passasier in gesprek gegaan, ook 'n diep gelowige ou, en hierdie ou het vir hom iets gevra wat sy hele lewe sou rig. Hy het vir hom gevra, "Young man, what is your plan when you reach the new world?" William Colgate het geantwoord dat hy hoop om 'n bestaan te maak, dalk in die vervaardiging van seep en kersse, en toe vra die man vir hom 'n tweede vraag wat baie dieper sny. Hy vra, "And what place will God have in your business? And what place will God have in your business?" Daardie vraag, sien is hoe lui die verhaal het Colgate diep getref. En na baie gebed en baie besluite, liewe vriende, het op die ou ende 'n eenvoudige beginsel daar gesit wat hy sou uitleef. I will give God his part first. I will give God his part first. En toe William Colgate sy besigheid begin het, liewe vriende, het hy besluit om doelbewuste 10% van sy inkomste aan God te gee. Kom ons sê nou maar sy wins. En dis belangrik om dit raak te sien, liewe vriende, hy het nie begin gee toe hy suksesvol was nie. Hy het begin gee toe hy nog skaars kon bekostig om te gee. Die besigheid het stadig gegroei, liewe vriende, daar was terugslae, daar was seisoene van spanning, dit was nie maanskyn en rose nie, daar was baie keer baie dorings. Maar Colgate het getrou gebly aan sy besluit. En soos die jare gevorder het die besigheid gegroei en het floreer, en interessant, liewe vriende, hy het nie meer verdien nie, maar sy hart het verander. Hy het nie net meer verdien nie, sy hart het verander. Hy het begin, liewe vriende, om meer te gee. Nie omdat iemand hom gedwing het nie, maar omdat hy nie meer aan geld vasgeklou het nie, so lui die verhaal, né? Later het William Colgate besluit om 20% van sy inkomste weg te gee. Nie 20ste nie, 20%. Toe gee hy 30% weg. Toe gee hy later 50% weg. Uiteindelik het sy vrygewigheid so gegroei, liewe vriende, dat hy bekend gestaan het as iemand wat 90% van sy inkomste aan God se werk weggegee het en op 10% gelewe het. En dit is baie belangrik dat ek en jy dit reg hoor. William Colgate het nie God gebruik om ryk te word nie. Hy het God vertrou en rykdom het nooit sy hart oorgeneem. Hy het later gesê, "The more I give to God, the more I find that my needs are met. Not because giving is a formula for wealth, but because it keeps my heart free." Vandag val ek nou die een van daai daar wat hy so oor jou woorde val, en jy sluk hulle in, hè. Sy nalatenskap, liewe vriende, is nie net 'n bekende handelsmerkie. Sy ware nalatenskap is 'n lewe wat bewys het, wat Jesus eeue tevore gesê het, "Where your treasure is, there your heart will be." Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En daarom het die ryk jong man in die Bybel geval, want sy skat was eintlik maar sy rykdom, en toe die Here vir hom sê, "Gaan verkoop alles en volg my," toe kon hy nie. Miskien 'n meer moderne getuienis, vriende, wat ek gelees het, is 'n jong egpaar, albei onderwysers, het begin gee toe hulle gesukkel het. Hulle woorde was eenvoudig, "God, we are tired of being afraid." En dan gaan die verhaal, hulle het nie skielik meer verdien nie, maar het ophou beklei, hulle het begin bid, en geld het opgehou om te regeer in hulle huis. Hulle het gesê, "Giving didn't change our bank balance first, it changed our hearts first." Terug by Genesis. Hierdie keer by Genesis 22, later sien ons, liewe vriende, God kom vra nie geld nie. Hy vra soveel meer van Abraham, hy kom vra Isak se lewe. En daar op die berg leer Abraham God ken as die Here wat voorsien. En baie belangrik, vriende, God openbaar homself as voorsiener na gehoorsaamheid, nie voor gehoorsaamheid. God openbaar hom as voorsiener na gehoorsaamheid. En ons Vader kom toets ons, ook soms, soos vir Abraham, om te sien wat is ons reaksie. Gaan dit vir ons oor geld, of gaan dit vir ons regtig, liewe vriende, om God te vertrou, om hom regtig 100% te vertrou. Jesus se samevatting van Matteus 6 is belangrik. Jesus sê, "You cannot serve God and mammon." Geld is of 'n dienaar, of 'n meester. Ek wil afsluit, liewe vriende. Wat is die regte vraag? Die vraag is nie, kan ek dit bekostig om te gee nie.
Die vraag is, wie vertrou ek om vir my te sorg? 10 is nie 'n wet om God tevrede te stel nie. Dis 'n wyse beginpunt om my te leer wie my bron is. God vra nie jou geld nie. Hy vra jou vertroue. Hy sê vertrou my en kyk. Ons reeks wat ons mee besig is, liewe vriende, is meer as 10. Hy vra jou vertroue en die tema van vandag was, is 10 'n wet wat my bind of wysheid wat my bevry? En volgende week gaan ons bietjie met mekaar praat en sê, as dit nie 'n wet is nie, hoe behoort Christene dan te gee? Gaan ons 'n bietjie na kyk. Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees. Baie dankie dat ons kan saam gesels met mekaar. Here, dat hierdie ook 'n lekker gesels onderwerp vir ons sal wees waar ons 'n bietjie daar gesels, ons bietjie mekaar in die oë kyk, 'n bietjie kom hoor by U waaroor gaan die beginsel van gee. Here, baie dankie dat U woord ook baie duidelik is daaroor en dat U baie daaroor praat. Baie dankie dat ons U kan vertrou. Baie dankie dat U vir ons sorg. Baie dankie dat U vir ons omgee, Here. Ons kom sê vir U baie dankie daarvoor. Amen. Vriende, ja, julle weet hoe werk die dankoffer op hierdie stadium. Julle kan 'n snapper of 'n snapscan betaling maak of julle kan 'n EFT betaling maak. EFT is NG Kerk Sonnekus. Ons is by Absa. Die takkode is die generiese takkode 632005 en die rekeningnommer is 3270140547 en dis 'n chequerekening. Ek wil julle wegstuur vandag om te sê, gaan dink 'n bietjie oor wat ons gepraat het vandag en weet julle kan God altyd vertrou. Dit gaan oor vertroue in God. Vertrou ons God met ons lewe, met ons geld, met ons finansies. Vertrou ons hom ten volle. En ek dink dit is die vraag wat ons vir ons moet vra. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.